Ek dink ons almal het groot geraak met stories van die tokkelossie wat jou gaan vang en ons ken die storie van die mense wat hulle beddens op bakstene of op verfblikke sit om hoog te slaap dat die tokkelossie hulle net nie die nag kan hande kry nie. En die storie gaan so dat 'n tokkelossie, as die kinders in die kamer het, trek hulle ore nou toe, maar 'n tokkelossie se privaat deel blykbaar baie groot is en dis hoekom hulle op beddens slaap, want die tokkelossie self is baie kort en klein. So die mense glo dat as hulle hoog genoeg slaap, kan die tokkelossie nie in die aand hulle vang en hulle verkrag nie. En daarom slaap hulle op sulke hoë beddens. Nou 1 jaar nooi iemand my om te kom bedien op hulle plaas in Namibië. Ek en my vriend Joshua is in 'n bakkie en hier vat ons die plaaspad Namibië toe. Baie excited, ons gaan op hierdie plaas kuier. Ons kom daarso aan op die plaas, ons kuier die dag saam met die vrouens wat op die plaas is, die mans is nog op pad terug huis toe van die dorp af of daai tyd van die stad af, dink ek as ek reg onthou. En terwyl ons daar so sit, stap plaaswerkers verby ons en een meisietjie stap verby en sy's baie jonk en sy stap verby maar toe ek haar in die oë kyk, toe is dit asof ek oorweldig word met welis. En welis is last. Oorweldig word met dit as ek dit het gevoel letterlik asof ek in een of ander pornografiese film instap. En die vrou stap verby en dis baie hoog want ek het haar gesien verby stap en onmiddellik het ek hierdie ervaring en ons is in die kamer en ek gaan bid. Ek en Josh gaan bid en so sê die mense vir ons moet asseblief die plaaswerkers bedien want die tokkelossie jaag hulle. En ek begin lag. Ek dink vir myself, waarmee is hierdie mense besig? Die tokkelossie is nie reël nie, dis 'n bangmaak storie vir kinders. En ek bel onmiddellik iemand wat ek ken in bediening en ek vra vir haar, hoe werk die tokkelossie besigheid? Die mense hier is letterlik ernstig oor dat die tokkelossie hulle gaan vang en hulle gaan verkrag. En sy sê vir my, van wat sy weet, is daar so toordokters wat verskillende geeste vat en dan bou hulle 'n gees uit dit uit wat dan die tokkelossie is. En of jy dit nou glo of nie, maar daar's letterlik mense wat na 'n sangoma of 'n toordokter toe gaan en vra dat hulle vir hulle een of ander toordery kan doen, dat hulle besig raak of beter raak in besigheid. Of hulle vra een of ander toordery dat 'n verhouding kan herstel of dat 'n huwelik weer kan herstel of wat ook al hulle rede sal wees daarvoor. En wat die toordokter dat doen is hulle ruil in toordery of witchcraft geeste uit. So hulle vat jou gees, gee vir jou 'n gees van besigheid. Dan flourish jou besigheid, maar 'n paar jaar later gaan jy dood van een of ander siekte want jou gees het nie gewerk nie. En wat hulle dan sê is, en hierdie is wat ek nog gehoor het hoe hulle verduidelik, is, en miskien is hier iemand wat meer weet en ons meer kan vertel van dit, dan vat hulle jou gees en jaag dit in een of ander bok of 'n dier in en dis dan waar ons kyk hoe mense dan opeindig in 'n gestig en hulle is geestes gestremd of geestes versteur sal die Afrikaanse woord daarvoor wees. Lang storie kort, volgende dag kry ons al die plaaswerkers bymekaar, almal sit daarso. Ek maak die Bybel oop en ek begin lees en dit lyk letterlik in die gees asof die blaaie, die woorde van die Bybel se blad af in die lug kom en dan val dit op die grond. Dit gaan nie uit nie. Die Bybel sê Jesus het sy woord gestuur en dit mense genees. Maar daai dag toe ek die woord lees, lyk dit of dit op die van die bladsy af lig en dan val dit net op die grond. En toe ek dit sien, toe dink ek, nee wag, kom ons bid 'n bietjie. En ek maak my oor toe en ek begin bid in tale. En soos wat ek in tale bid, hoor ek met my oor iemand hardloop. En jy kan hoor, daar hardloop hulle. En die volgende oomblik skree 'n wilde gees. Waaah, skree die vrou. En ek maak my oë oop en ek hardloop agterna, ek en Josh. Hy bring vir my salwingsolie. Ek hardloop agterna toe ons om die skuur kom. Toe sit hierdie dogter wat ek net die dag voorheen gesien het. Toe sit sy daar. En haar oë is pikswart en bloed kom by haar oë, neus en ore uit en haar kop gaan soos 'n slang. En ek wil my hand op haar sit, maar nou wil ek nie aan die bloed vat nie. En soos ek my hand beweeg, kry ek kans om op haar te sit en ek sien in die naam van Jesus los hierdie vrou. En onmiddellik gaan daai ding uit. En toe ek teruggaan daarna en ons kom weer by die werkers uit en ons begin bedien die woord. Toe kom die krag van God en raak elkeen van hulle op 'n streep aan. Familie is gedoop die volgende dag. Die volgende oggend toe ons opstaan, toe hoor ons dat daai meisie se ouma en oupa het deernag, daai selfde nag, alles opgepak en getrek van die plaas af. Alles opgepak van getrek van die plaas af. Toe ons begin vra, toe vind ons uit dat hulle die toordokters op die plaas was en hulle eie kleinkind getoor het. Nou God in sy almag het mense vrygemaak op 'n streep daai dag. Toordokters is 'n realiteit, demone is 'n realiteit en van wat ek verstaan is tokkelossies 'n realiteit. Nou ek weet nie waar jy in jou pad met Jesus is nie, maar as daar enigiets in jou lewe is wat vandag
'n oop deur is waar die vyand kan inkom. Hoor wat ek jou vandag sê, dit kan 'n oop deur wees wat jy wettiglik vir hom reg gee om in jou lewe te kan inkom. En in die naam van Jesus kan jy dit bely. In 1 Johannes 1 vers 9 sê hy dat wanneer ons sonde bely, dan is God regverdig en getrou om ons te vergewe en skoon te was van alle ongeregtighede. En daai woordjie ongeregtighede beteken selfs die goed waarvan jy nie eers weet nie. En vandag kan jy vir Jesus jammer sê en hom innooi dat die Heilige Gees jou vul en skoon was van binnekant af buitekant toe en jou totaal 'n nuwe lewe gee. Jy het nie nodig dat die man van God noodwendig hande op jou lê of dat jy bevryding onmiddellik moet kry nie. Ja, dit is 'n realiteit. Yes, dit moet gebeur. En ja, dit kan enige plek gebeur, enige tyd. Maar as daar niemand rondom jou is nie, dan kan God, wie God en God alleen is, wie die God van die heelal is, die God wat sy Gees gestuur het. Die Bybel sê in Johannes 16 vers 7 dat die Gees van God ons advokaat is. Dan kan die advokaat en die helper, die Gees van God, vandag jou skoon was van binnekant af buitekant toe. En selfs soos wat jy my stem hoor, kan jy na hierdie video luister en vir die Here sê wat die ding is in jou lewe wat jy wil laat gaan, en dan gaan ek oor jou bid en God vertrou saam met jou dat daar totale vryheid en genesing in jou liggaam en in jou lewe vandag kom, soos wat jy hierdie stem van my hoor, in die naam van Jesus. Vader, ek dank U in die naam van Jesus, vir elke persoon wat hier luister, selfs die skeptiese mense wat hier luister, dat U hulle tasbaar sal aanraak in Jesus se naam. Hulle liggaam sal warm maak, of een of ander fisiese ding sal dit gebeur in hulle eie liggaam, dat hulle sal weet U is by hulle en U is met hulle. In die naam van Jesus, elke persoon wat tormented is deur demoniese magte, ek maak julle nou los in die naam van Jesus. Ek beveel elke vuil gees wat hulle vashou in die naam van Jesus om uit te gaan in Jesus se naam. Vader, ek dank U dat U hulle vul met U kosbare Heilige Gees, dat U hulle omring met geestesfamilie. Vader, dat U hulle sal wys in wat se geestelike kerk hulle kan ingaan, waar hulle familie sal hê, waar hulle kan groei en vorentoe kan gaan in die naam van Jesus. Vader, ek dank U vandag totale vryheid oor elke stem wat in hulle ore raas wat nie U stem is nie, vir elke droom wat hulle torment deur die nag, dat dit sal stil raak in die naam van Jesus. Vader, daarso waar enige demoniese magte in werking is, sê U woord, dat geen mag of krag oor hulle sal wees nie, geen wapen teen hulle gerig sal wees in die naam van Jesus nie. Here, dat U woord bo alle woord is, dat U selfs U woord bo U eie naam gesit het, en dat U naam die naam bo alle name is, en dan wat ook al vandag aktief in hulle lewe is, wat nie van U afkom nie, kom ek in agreement saam met hulle, en ek sê in die naam van Jesus, los hulle uit, en maak hulle vry, in Jesus se naam, amen.